Goeiedag, jy luister na Jan Oosthuizen, die geestelike leier van die Halwester gemeente hier in die Cederberg. Ons het 'n paar probleme gehad met ons uitsending as gevolg van die Wi-Fi internet wat afgesny is en ons selfoonnetwerke. Maar daar's ook natuurlik ons mense hier in Citrusdal wat letterlik van die buitewêreld afgesny is deur die toegangspad na Citrusdal wat toe is. So groot tyd van diskonneksie, maar mag die Here tog ons harte kom warm maak met sy woord, want die Heilige Gees is altyd met ons wanneer ons harte vir hom oopmaak. Ons is besig met 'n reeks oor die 7 dodelike sondes. Ons het in die eerste tema oor hoogmoed het ons dan ook die teenmiddel van elke dodelike sonde behandel en natuurlik vir hoogmoed is nederigheid en dit beteken dat niemand van ons weet wanneer ons hoogmoedig is of sal dit erken nie. En daarom leef ons en doen ons alles wat ons doen in diep afhanklikheid en nederigheid. Daarna het Chantal 'n wonderlike woord gebring oor gierigheid en die teenmiddel wat die Here vir ons voorskryf is vrygewigheid. Want dit is deur vrygewigheid dat ons geloof in die Here plaas dat hy weer vir ons sal voorsien. En dan het ons verlede week 'n belangrike tema geluister en as jy hom nog nie gehoor het nie, kry hom dadelik en gaan luister na hom. En dis die een oor luiheid. Sekerlik baie mense sal na dit luister en het al vir my kom sê, "Sjoe, dit het hulle werklik aangespreek." Want ons almal het maar so 'n stukkie luiheid waarmee ons moet deel. Die teenmiddel van luiheid natuurlik is pligsgetrouheid. Om in getrouheid, konsekwentheid te doen dit wat reg is die beste manier om luiheid te oorwin. Vandag gaan ons egter na een van die moeilikste van die 7 sondes na kyk en dit is afguns. Afguns is die mees geheime en die een wat homself die meeste wegsteek en die rede daarvoor is omdat afguns so lelik is. Dis afgryslik en is moorddadig. En daarom probeer ons dit maar baie fyn wegsteek want ons wil nie ons ware kleure wys wanneer dit kom oor ons gevoelens en emosies van jaloesie en afguns nie. Mag die Here vandag deur die ingang van sy woord saad in ons harte plant, want sekerlik elkeen van ons het al 'n vlietende oomblik van jaloesie en afguns beleef. Mag hierdie saad van sy woord in ons harte opkom en dan ook ons beskerm, dat wanneer hierdie goed met ons gebeur in ons gedagtewêreld, ons 'n Bybelse standaard, 'n Bybelse riglyn sal hê om onsself te anker en onsself daarteen te staan. Nou heel eerste, wanneer ons oor afguns begin praat, dan onthou ons die wet. Onthou daar reg in die begin in Eksodus 20 vers 17, dan sê hy, jy sal nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag ook nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, diensmaag, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Baie eenvoudig nie. Moenie iets van jou naaste begeer nie. Nou, voordat ek verder gaan, ek wil jou graag uitnooi om tog na ons notas te gaan kyk en ek het sulke lekker notas geskryf vir hierdie tema. Kyk gerus daarna en ja, laat gaan saam met my deur die skrifte en dan kan dit net nog soveel meer vir jou beteken. Nou wanneer ons kyk na afguns, dan moet ons eerstens sê dat afguns is 'n moeilike een, nê, want jy weet nie regtig dat daar afguns en jaloesie in jou hart is tot daai oomblik waar jy 'n vriend, vertroueling, iemand wat jy verlief is, boetie, sussie, iets kry wat jy dink jy dalk eerder moes verdien het nie. Dis daai oomblik wanneer jy so kyk, kyk hoe geseënd is daai ou wat daai oomblik, flitsende oomblik van jaloesie hier verby ons kom. En die meeste van ons dink ek laat hierdie gedagte verbygaan, maar dit is so dat jaloesie kan 'n greep op ons kry en so hou vas dat dit alle rasionaal van reg dink en reg doen heeltemal deurbreek en uiteindelik ons oormagtig van ons lelike mense maak. Nou natuurlik sal ons dan ook sê dat die realiteit van die lewe is dat ons gaan nie almal wen nie. Ons is nie almal
eerste nie. Ons is nie eens noodwendig almal gelyk nie. En daarom is die wêreld vol kompetisie en gebeur dit dat mense om jou geseënd raak en jy voel dalk soeg ek het reg gedoen al so lank. Ek verdien dat daar so 'n bietjie goed en reg met my sal gebeur. En dan voel daar so 'n tipe van ongelukkigheid in 'n mens se hart as jy sien hoe ander geseën word. Ja, selfs vir ons as gelowiges, wanneer ongelowiges geseën word, dan raak dit nou nog so 'n bietjie moeiliker. Nou, ons moet eerstens sê dat die kwessie rondom hoogmoed, verskoon tog, afguns, is 'n kwessie wat veral sy gesig uitsteek of wanneer hy na vore kom wanneer, so ek sê, daar iemand suksesvol is. So ons kan as te ware sê dat jaloesie en afguns is die prys wat ons soms betaal vir sukses. Gewoonlik wanneer ons weet maar net doen wat ons doen, maar die oomblik as ons uitstaan en ons kry beloning, ons word geëer, geprys iets wat ons gedoen het, of ons wen iets, dis dan wanneer daai vergelyking kom, wanneer skielik vriende, mense wat jy gedink het vir jou lief is, so lelik raak en jy kan nie dink waar kom dit vandaan nie. Besef jy, sjoe, daai saad of daai lelike saad van afguns het iewers in 'n hartpos gevat en dit manifesteer. En dit is inderdaad baie lelik. Nou wanneer ons praat oor hierdie kwessie van afguns, dan staan vir my so 'n mooi vers hier in Psalm wat ek graag vir ons wil lees, Psalm 15 vers 2. Ek gaan dit in die Engels lees, want hy sê dit vir my soveel duideliker en mooi. Hy sê, "He who walks uprightly and works righteousness and speak the truth in his heart." Nou, dit is vir my so mooi, want dis dit nie hoe dit moet wees nie. Ons wil reg doen, ons wil reg leef, ons wil in alles wat ons doen, wil ons die hoë morele pad stap, maar hierdie sinnetjie, he who speaks truth in his heart. Dis regtig waar ons die battle moet wen, is hierdie gedagtes wat in ons hart posvat. Die self-talk. En dis hier in die self-talk waar gevoelens van minderwaardigheid, kompetisie, wetywering kom posvat en hy kan hou vas op ons kry. Nou, net om terug te kom na die gedagte weer, hoe ons dit in die Bybel ook sien, daar's verskillende voorbeelde in die Bybel waar ons sien hoe afguns gemanifesteer het. Onthou julle vir Agab wat Nabot se wingerd begeer in 1 Konings 21, Korag en sy 250 leiers van die mees bewese leiers in die Jodendom, Jodevolk op daardie stadium kom na Moses toe en sê, "Hey, ons is gelyk met jou. Jy's nie hoër of beter as ons nie. Inteendeel, ons dink ons kan hierdie saak baie beter bestuur as jy." En dan sien julle hoe Moses net ontstel raak met hierdie manne se rebellie en uiteindelik het daai selfe manne het gesterf, nog 'n klomp mense het daarna gesterf en dat letterlik verwoesting gekom. Wat interessant is hoe die Here elke keer vir Aaron en Moses bevestig het voor die olie wondertekens is die staf wat begin blom en bot en hoe die Here sê ek het my hand op hierdie een geplaas. Hy is nie noodwendig in menslike terme die beste keuse nie, maar hy is my keuse. En daarom wil ek jy met hom eer en respekteer. Dan sien ons natuurlik 'n lelike een en dit is Absalom wat teen sy pa opstaan en afguns en sy pa se koningskap probeer afneem. So joh, daar is 'n lelike een wanneer die goed binne in gesinsverband gebeur. En ek weet baie gesinne het al baie seer gehad as gevolg van een familielid, het sy 'n boetie, sussie, ewen 'n ouer of 'n kind wat teen die ander een opstaan in hierdie lelike afguns en jaloesie. Rachel, weet ons, was natuurlik jaloers op Lea omdat sy kon kinders hê. Rachel haarself kon nie kinders hê nie, daarvolgens die jaloesie wat sy beleef het. Miriam was afgunstig van Sipora. Sipora was Moses se vrou en sy was van Ethiopië, 'n swart vrou en sy was uit die aard van die saak dan miskien gereken deur Miriam as 'n heiden en sy het so 'n bietjie jaloesie gehad teenoor Sipora. Dan sien ons ook die seuns van Jakob, Josef se broers, wat afgunstig is op hulle broer Josef en hom verkoop as 'n slaaf aan die Egiptenare en jy kan nie dink hoe boetie so iets aan mekaar sal doen nie. Steeds dat hulle bly is oor dit wat hulle broer ontvang het, is hulle jaloers. Dan sien ons natuurlik Saul wat jaloers was op Dawid en dit is so mooi om te sien later hoe Dawid eenvoudig
Nee, alhoewel hy die profesie ontvang het van die profeet Samuel dat hy die volgende troonopvolger sal wees, het hy by meer as een geleentheid die geleentheid gehad om Saul om die lewe te bring. Tog doen hy dit nie. Hy sê ek sal nie my hand in die gesalfde van die Here oplig nie, want dit wat jy oorwin in die vlees, moet jy in stand hou in die vlees. So Dawid het geweet as God hom nie gaan aanstel en die Here hom nie die posisie gaan gee nie, gaan hy dit nie homself usurp nie, is Engelse woord. Hy gaan dit nie gryp nie. Hy gaan toelaat dat die Here dit doen. En daarvoor moes Saul eers sterf. Daar was natuurlik ook so 'n bietjie intrige gewees dat die vrouens van Saul probeer het om 'n troonopvolger in plek te stel en in daai hele tyd sien ons hoe Dawid rustig is om te sien hoe die Here sy koningskap bevestig en uiteindelik hoe hy die heerser van Israel word. Vandag nog is die wêreld vol afguns en ons dink paar jaar terug, 2011, die September 11 aanval van die World Towers, nee, die World Trade Center in Amerika, New York. En dis interessant, 'n skrywer skryf hieroor en hy sê dis vreemd om te hoor sommige mense se reaksie toe dit gebeur. En een het gesê Amerikaners het dit al lankal laat dit op hulle neerkom. Hulle verdien dit. Dit moes nou met hulle gebeur het. Daar is een wat geskryf het uit Moskou en gesê die groot rower is nou op sy plek gesit. Weerens so hy moes dit nou verdien. Amerika beroof die wêreld en hierdie is nou maar net sy verdiende loon. Ons sien 'n koerantskrywer, Rick Montgomery, skryf 'n artikel waarin hy sê hoe kan radikale moslems dans terwyl duisende onskuldige mense dood lê onder die puin van die World Trade Center. Nou, dit herinner jou dat in 7 Oktober 2023 verlede jaar was daar weer sulke grepe van video's gewees van Palestynë wat die wreedaardigste moord slagting gedoen het op Israeli mense, civilians. En uiteindelik sien ons daai video's hoe daar gedans en hoe daar gejuig word om te sê dit is Israel se verdiende loon. Dis die goed wat hulle verkeerd gedoen het oor jare waarom hulle nou hierdie tipe straf verdien. En dan vra jouself, wat is nou hierdie kwessie dat lande wat in wêreldse terme natuurlik baie goed doen, baie suksesvol is, wêreldekonomie beheer, demokratiese regte mag het natuurlik omdat hulle suksesvol is en dat mense dan op daai mag, daai sukses neerkyk en dit met afguns beheer, jaloesie wat uiteindelik lei tot moord en selfs oorlog. Nou, 'n baie interessante vers wat mense sommer net in daai gedagtegang moet laat dink, is Genesis 21 vers 9. En die vraag word gevra, veral in die Midde-Ooste, wat is die groot kwessie wat die Midde-Ooste Arabiese burgers, jy maar so kan sê, wat natuurlik afstam van Ismael, wat is hulle haat dan nou teen die seuns van Isak, die Jode, die Israeliete? En hierdie vers beantwoord iets daarvan, want dit is ook dan hoekom Ismael, die eerstgeborene, uitgeplaas is of uitgejaag is uit die huis van Abraham. En hy sê dit baie duidelik. Hy sê, and Sarah saw the son of Hagar, the Egyptian, whom she had born to Abraham, scoffing. Dan hy het gespot, hy het gejoon, hy het gegryns lag op sy broer Isak. En natuurlik Isak was jonger as hy. En Abraham het beide sy seuns liefgehad. Ons lees dit in die teks in Genesis 21 waar dit vir hom moeilik was. En mense wonder of hulle nie albei dalk onder Abraham se seën kon gebly het as daar nie hierdie smalende afguns en jaloesie was van Ismael teen sy jonger broer Isak. En ons weet die Here het bepaal dat Isak die eerstgeborene, die een sal wees wat die belofte ontvang. Ons sien daai selfde stryd tussen Jakob en Esau. Esau wat wel die eerstgeborene is, maar dit net glad nie ag nie, dit nie respekteer nie. Jakob wat uiteindelik dit begeer en hy wil die eerste wees. So dis hierdie kwessie van ek is tweede gemaak, maar ek begeer om die eerste te wees. En dit is eers wanneer Jakob met die Here stry, met die Here in 'n geveg betrokke is, letterlik 'n geestelike geveg betrokke is, waar hy uiteindelik die Here ontmoet en die Here sy naam verander na Israel. En daarna het hy die heup gehad, die limp soos hulle sê, wat hom herinner het dat hy swak, hy kan nie eerste wees as God hom nie eerste gemaak het nie. Daai hele beginsel is net so baie mooi daardeur uitgelig. Nou wanneer ons oor afguns dink, dan sal mens die volgende vraag vir jouself moet vra. As afguns en jaloesie dan hoegenaamd in ons harte posvat, dan moet 'n mens vra,
Kom is ek nie ten volle stewig, nê, in my identiteit in Christus nie. Dat ek dan hoegenaamd my identiteit in ander se sukses soek of in 'n suksesdaad soek. Watter onsekerhede en minderwaardigheid het ek in my hart wat nog nie ten volle genees is deur die genade wat die Here in my werk nie. Want dis gewoonlik 'n gees van minderwaardigheid wat toon aangee aan hierdie jaloesie en afguns. Ek is dankbaar vir wat God vir my gegee het, maar sy gawes is nie genoeg vir my nie. Ek wil nog meer hê. Ek is nie tevrede met dit wat hy net vir my gegee het nie. Ek wil dit wat hy vir ander ook gee, ook hê. Ek rebelleer teen God se soewereiniteit en wysheid om die genadegawes wat hy vir almal gee soos wat hy dit wil gee te doen. Ek vra en bevraagteken God se besluitneming dan in hierdie proses. Dit word gemotiveer deur 'n element van eie belang, selfbehoud en selfbevordering. Ek wil uiteindelik daai eerste plek kry. Wanneer al my energie gefokus moes wees op die oorlog wat die vyand van ons harte en siele teen ons het as gelowiges, is ek besig om oorlog te maak teen my broer en suster deur hierdie moord. Dis letterlik wat dit uiteindelik op neerkom, gedagtes wat ek het. Want jy sien, afguns wil nie net hê, ek wil nie beter as jy wees nie, ek wil hê wat jy het. Dis wat dit skeerie maak. Dan sien ons laastens dat natuurlik is afguns dra dan hierdie saad van moord wat ons dan ook sien in Kain wat vir Abel vermoor omdat die Here Abel se offer gekies het en nie syne nie. Weer sien jy daai verskuilde agenda dat afguns jy gaan nooit weet dat afguns in jou hart is tot jy getoets word nie. Totdat wanneer jy in daai situasie is waar iemand anders die beloning kry nie jy nie. Daai oomblik is waar die boosheid in jou hart wat daar skuiling gelê het, dormant gelê het, skielik na vore kom. Nou, ons moet so 'n bietjie vinnig verduidelik, wat is die verskil tussen afguns en jaloesie? Jaloesie is 'n verterende emosie en agterdogtige besitlikheid wat ons ervaar wanneer ons dink ons verhouding, ons status, ons lewe, ons vriendskap of ons besittings word bedreig. So jaloesie is me, mine, ek wil dit behou. En jy sien dit natuurlik in 'n werkkollega wat deur jou werkgewer bevoordeel word en jy nie. 'n Vriendin of vriendin wat meer tyd aan 'n ander skielik begin spandeer en jy voel jaloers, maar hoekom spandeer hulle nie meer tyd met my nie? 'n Broer of suster wat die een bo die ander een aandag kry of 'n beloning kry of geprys word en dan voel ek so 'n bietjie tweede, voel nie tevrede met hierdie gedrag van sake nie. Die onderwyser of lektor wat meer aandag of hoër punte gee aan 'n sekere student as aan ander, so 'n wit broodjie. En weer eens sê ek, dis 'n bietjie jaloers. Dis vir my lekker nie. Nou, aan die een kant sal ons sê dit te doen met fairness, want dan moet ons regverdigheid wees, maar ons moet ook regverdigheid en billikheid, sal ek nou verduidelik, in goddelike en Bybelse perspektief sien. Afguns daarteenoor is 'n baie sterke ingewikkelde emosie wat voorkom wanneer jy jouself vergelyk met iemand anders se eienskappe, waarde, voordele en besittings en as te ware fokus om dit in besit te kry. Jy wil dit hê. Jy wil hê wat hulle het. Jy's begeerig van dit wat hulle het. Nou, interessant, daar's natuurlik ook 'n positiewe kant tot jaloesie. Ons sien in die woord dat die Here sê hy is jaloers oor ons. Hy is jaloers vir ons liefde en ons aandag vir hom. Maar dis nie besitlike jaloesie nie. Natuurlik is dit nie. Dis dat hy sien en begeer ons algehele loyaliteit. Nog 'n mooi vers wat ons sien is Jakobus 4:5 wat praat van die Heilige Gees se jaloesie oor ons loyaliteit en dat ons soos wat enige maat is, so vinnig aandag afleibaar is en hy wil eintlik net ons aandag vir hom hê. Nou, 'n belangrike ding wat ek hier moet uitlig is dat afguns is 'n regtig lelike ding. Ek onthou jare terug het ek met 'n ouerige paartjie wat na my toe gekom het en aanbeveel is wat ek dink dit was al oor die 50 jaar getroud of naby aan 50 jaar getroud. En iemand het uit die bloute uit vir die oom kom sê maar sy vrou verneek hom en hy het met sy vrou geslaap en hierdie absolute sinnelose stelling wat in die straat aan hierdie oom gemaak is, het hierdie saadjie van jaloesie geplant en skielik het die oom die tannie begin
begin agterdogtig wees, hy het haar sleg begin behandel. En elke keer wanneer sy dan afsydig raak as gevolg van sy negatiewe houding, dan het hy gesê, sien jy, ek was reg, my jaloesie is geregverdig. Sjoe, ek het diep sessies met hulle gehad waar ek vir die oom sou kom vra en sê, oom, dink net gou vir oom, en kyk die tannie in die oë, en laat ek hulle so knie tot knie sit, oë en hande vashou, oë mekaar vasgenaal. Oom, sien jy hierdie goed wat jy van die tannie sê in haar oë? Sien jy dit? Die tannie was so dierbare, waardige tannie wat vir jare op die kerkraad en die gemeenskap dien, haar hele aantrek en lyk en styl en alles van hoe sy leef is, spreek net van waardigheid. Dit wat sy van beskuldig word is van alle waarheid ontbloot. Maar hierdie oom het irrasioneel letterlik asof daar 'n ding demonies van hom besit geneem het. Hy kon nie daarvan loskom. Hy kon nie hierdie gedagtes uit sy kop uitlaat nie, dat hy die hele tyd agterdogtig was dat sy ontrou is. En dis natuurlik waar afguns so 'n lelike houvas op mense se lewens kry, want dit is irrasioneel. Daar's meeste van die tyd nie regte feite daarvoor nie. En dit raak 'n lens waarmee ek na die lewe kyk, is om uit hierdie afguns van ek voel altyd tekort, ek voel altyd ingedoen, ek voel altyd tweede, en so sien jy jouself ook. En dan trek jy natuurlik ook dit so vir jou aan. 'n Pragtige skrif wat dit nou net so mooi uitlig. En as jy in die notas gou weer wil kyk, ek los gou weer vir jou die preeknotas skakel, gaan kyk gerus dat jy saam met my kan volg. En hierdie vers in Jakobus 3 vers 14 is net so 'n mooi woordelike verduideliking van hierdie gees van afguns. Hy sê, as julle bitter jaloers is en selfsugtige ambisie in julle hart het, moenie dan spog dat julle wysheid het nie. Dis om teen die waarheid te lieg. Jaloesie en selfsug is nie wysheid wat van God afkom nie. Dit is eerder aards, tipies van iemand se sondige natuur. Eintlik is dit demonies, want waar jaloesie en selfsugtige ambisie is, daar sal jy ook wanorde en allerhande gemeene dade kry. Ek wil net gou hierdie skakel net daar afsit, daar sy. Nou, is dit nie, dis net so pragtig bewoord. Mens wil dit eintlik so weer lees en weer lees. Jakobus 3 vers 14. Nou, dis net so mooi nie, dat die skrywer, wie het natuurlik Jakobus, Jesus se broer. Nou moes dit gewees het vir Jakobus om te weet en tot iewers tot die insig te kom nadat Jesus se publieke bediening begin het, dat Jesus is die seun van God. Jy kan dink wat sy radikale denke daar in sy kop moes skuif om Jesus met wie hy groot geword het, wat sy broer was, te sien as die seun van God. Jy dink sommer maar net, hoeveel keer sou Maria dalk vir Jakobus gesê het, Jakobus, ek wens jy is meer soos jou broer. Ek kan dink die wedywering wat dalk tussen hulle was. Maar dit is so mooi dat wanneer jy Jakobus gaan lees, hoofstuk 1, wanneer Jakobus sy brief begin en homself bekendstel, dan stel hy homself as 'n bondslaaf van Jesus Christus. So sy lewe het vol sirkel geloop. En ek wonder of Jakobus, jy sien, jy kan net 'n ding so woordeliks verduidelik wanneer jy self daarmee geworstel het. Dit verduidelik ook hoe hierdie ding ook oorwin moet word. Nou, wanneer mense vasgevang raak met afguns, dan is dit nie net 'n fetende gedagte nie, dit raak 'n plan, soos wat jy 'n moordplan sou kry waar iemand begin hierdie gedagte van moord oordink en hy begin dit handhaaf. En ons sien veral hierdie punt wat ek nou genoem uit Absalom wat teen sy pa gedraai het. So 'n persoon wil homself aan jou vasmaak, eerstens as jou vriend, hy's jou vertroueling, hy's jou medewerker, hy's jou hegte binnekring, hy's jou diepste naby maat. Dan maak hulle self onontbeerlik. Dan maak as se ware dat jy van hulle afhanklik sal raak. Later sal jy duidelik sien dat hulle baie duidelik hulle talente benadruk, soos wat Absalom het ook gedoen het. Hy praat oor die goed wat hy in goed is en waarin hy suksesvol is, hy's eie geregtig, en dan hierdie groot sleutel. Hy vind en ontbloot foute en gebreke met die wettige, Godgegewe leierskap. Dis waar jy hom sien gebeur. Hierdie mense regverdig hulle goed doen, hulle is goed in wat hulle doen, soos wat Kores was,
Of dan Korag, die seuns van Korag wat teen Moses in opstand gekom het, en dieselfde sien jy dat hulle bring dan skuldigings teen die goddelike leierskap. En 'n goddelike leierskap is nie perfek nie. Die punt is hulle is deur God gekies. En daarom moet God ook met hulle afhandel. En God sal. Daar's natuurlik leuns, bedrog, familiariteit is 'n slegte een wat altyd hou vas kry. Ja, bietjie familiariteit wat spotnaampies, troetelnaampies word net te naby en dat ons daai diep respek en agting vir mekaar kan behou. Selfaangestelde, selfverhewe aanspraak maak. Ons maak aanspraak op sekere dinge, entitlement en natuurlik selfsugtige ambisie wat net ek gee nie om beweegtrap om uiteindelik bo uit te kom nie. En dis alles karaktertrekke van iemand wat in hierdie, kom ons met sluipaanval besig is om te probeer die legitieme posisie wat God daar gegee het, te probeer verkry. Selfgesentreerde persoonlike ambisie is natuurlik die vraag wat ons nou ook sal vra, want afgunse energie word gegenereer uit 'n selfsoekende hart van persoonlike ambisie. Ek is tweede, maar ek streef daarna om eerste te wees. En Jakob het hierdie selfde strewe gehad, het ek voorheen genoem, Genesis 32. Maar hierdie die Here my jare terug geleer, toe die Here met ambisie my eie hart mee moes deel. Ambisie is nodig na die opdrag van God ontvang. Met ander partytjie sê mense is so ambisieloos, joh. Daar waar hy staan, waar jy hom sien staan, daar is hy op volspoed. Party mense het so 'n bietjie dryfkrag nodig. Dis nie waarvan ons hier vandag praat nie. Sien, jy het dryfkrag, maar jy dryfkrag nadat die Here vir jou 'n opdrag gegee het. Moses, Paulus, Jesus, Dawid het almal met 'n gedrewe persoonlikheid dit wat God vir hulle gegee het om te doen, gedoen en dit deurgetrek, dit gedoen, nie daarvan afgewyk nie. So daar was 'n persoonlike ambisie, maar dit was om God se opdrag uit te voer. Selfsugtige persoonlike ambisie is vir my eie gewin, vir my aansien, vir my eer. Dit is na self gefokus in steede van God se gefokus, dat God die eer kry. Ek onthou daai tyd, het die Here vir my hierdie woord in my hart kom plaas, dat do not go unless you are sent, and do not help unless you are asked. En dis is wat die Here in my lewe vir my mee gehelp het, om 'n maatstaf te hou, om nie oral betrokke te wees, nie oral in te meng, maar net dit waar die Here my geplaas het. So behou jou plek, nie, in die Here wat die Here vir jou geroep het. Dis dan die volgende punt rondom afguns. Want jy sien, afguns se kwessie is dat jy nie jou baan bou nie. Jy wil van baan verander waar jy dink jy die meeste eer, respek en aansien sal kry. Jy soek eintlik die aansien van mense eerder as van die Here. En hier sien ons 'n baie mooi voorbeeld van in 1 Korintiërs 7 vers 20 waar Paulus sê: "Gaan dus voort soos julle wat toe God julle geroep het." En bly in die roeping waartoe God jou geroep het. Hier sê hy dat as jy 'n slaaf was, wel bly dan 'n slaaf. As God vir jou vryheid gee, gebruik dit en neem dit aan, maar moenie ambisievol wees om nou nie meer 'n slaaf te wees nie. Dalk wil God jou gebruik as 'n slaaf. En dieselfde wanneer jy as vryman die bekering ontvang het en Jesus ontvang het, wel geniet jou vryheid, maar moenie dink jy is nie ook 'n slaaf wat nou aan die Here behoort nie. So weer eens, behou jou posisie, bly in jou baan, bly in die plek waar God jou geroep het, want daarin is daar veiligheid. En dis natuurlik die totale stroom van afguns en ambisie. Die volgende punt is vir my belangrik, want ek wil dit so 'n bietjie prakties maak soos wat dit in die huise partykeer gaan, is dat ek hoor baie keer sal ouers vir my sê, jong, as die een kind R1000 ontvang, dan moet die volgende een R1000 ontvang. Dis die enige geskenk van hierdie waarde ontvang, moet die ander een presies van dieselfde waarde ontvang, wat ons wil regverdig wees. En dis 'n baie mooi eienskap en net 'n mooi ideaal. Maar waar gaan jou kind leer om met die lewe gewoon te raak? Jy sien, in hierdie lewe is alles nie altyd fair nie. Is nie altyd gelyk nie. Die idee van equality is 'n mitiese droomideologie. Dit gaan nooit in hierdie wêreld gebeur nie. Daarom is dit belangrik dat ons kinders sal leer, soos wat Chantal my vertel het, haar mamma met haar gemaak het, dat hulle as kinders het geskenke gekry, en as dit so was dat ouers in 'n gegeewe tyd bietjie meer geldjies gehad het om dan vir die een kind bietjie meer te gee, dan is dit reg so, dis wonderlik. Of as daar 'n special was vir hierdie een wat die klere vir hom sou pas, wel geniet dit. En ons is bly
vir ons boetie of sussie omdat hulle meer gekry het. Wetende dat ons ouers vir ons lief genoeg is, dat daar wel 'n dag sal aanbreek waar ek ook my deel sal kry. So hierdie ongesonde wedywering waar ons met mekaar, veral met ons ouers, waar ons aandag vergelyk, geld vergelyk en dan dink, ehm wat onthou, die probleem is wanneer jy daai vergelykings maak, sê jy eintlik jy weet dat die ouers nie vir jou lief is nie. Nou daar's 'n issue waarmee jy moet deel en jou ouers in die oë kyk om weer eens jouself te vergewis dat jou ouers werklik vir jou lief is. Daai selftwyfel wat jy in jou hart toegelaat het, is nie van die Here nie. En as jy met jou ouers daaroor praat, sal hulle waarskynlik seer gemaak voel. En dit is nooit hulle bedoeling om kinders meer lief te hê as die ander nie. Elke ouer sal weet dat hy vir elke kind op sy besondere manier lief. Behandel mens jou kinders anders? Ja, want hulle persoonlikhede verskil. Hulle reageer verskillend op die ouers se persoonlikhede en dit beteken dat jy kan nie eers daai selfde vergelyking tref dat mamma praat altyd met my so, maar jy praat nooit met daai en so nie. Ons persoonlikhede verskil, die ouers se persoonlikhede verskil en ons moet ruimte maak vir daardie verskille. Aan die einde van die dag sien ons hierdie baie mooi beeld wanneer Abraham en Lot by 'n plek kom waar hulle 'n besluit moes neem om die lot te verdeel, Genesis 13 vers 8. Dan kom Abraham en hy sê vir Lot: "Lot, jy kan die beste deel kies. Kies jy eerste." Wat Lot natuurlik ook doen. Dis so mooi want dit sê iets van Abraham se hart. Abraham het geweet dat hy het die seën van die Here en dat die Here hom sal seën op 'n slegte deel van die grond as die beste deel. Sy vertrou was as te ware meer in God as wat dit was in die grond. Dis uiteindelik hoe ook ons kinders moet wees teenoor die verskille tussen die boeties en sissies en hoe ouers vir ons gee of nie gee nie of aandag gee of met ons werk ensovoorts. Elkeen is 'n individu en elkeen word individueel hanteer. Dis die dis die eerlike waarheid manier. Nou, interessant ook is dat in die kerkewêreld is ons nie immuun teen afguns en jaloesie nie. Dit is vir my hartseer om te sien hoe daar baie keer in die kerke wetywering plaasvind. Ons sien dit in Filippense 1 vers 15 waar hy sê sommige verkondig Christus inderdaad selfs van afguns en twis. Sommige ook uit welwillendheid. En dan kom Paulus en hy sê of dit dan nou in twis of jaloesie of in afguns verkondig is en of dit verkondig is in welwillendheid, Jesus word verkondig. So hy maak nie eens 'n onderskeid tussen wie hier reg en verkeerd is nie. Hy gee vir almal ruimte. En 'n so mooi manier hoe ons ook in die geestesriem met verskillende bedieninge sal wees. 'n Mooi beginsel wat vir my uitstaan is hoe die Here ons eintlik raad gee, waar hy sê ons vas, ons gebed en ons almoes gee, ons goeie gawes wat ons vir mense gee, moet in die geheim gedoen word. En die rede is dat ons dan nou nie mense jaloers sal maak op dit wat ons gee en hoe hard ons bid en hoe geestelik ons is nie. Doen dit in die geheim. En dis wat Jesus presies gedoen het. Is want hy ken hoe kragtig hierdie emosie van afguns in harte kan posvat en hoe mense dan op 'n verkeerde manier in 'n struik kan val en vasgevang raak. En 'n baie mooi voorbeeld hiervan sien ons van koninkryksdenke is Matteus 20 waar Jesus vertel van die slawe wat op verskillende tye van die dag hulle ingeval het vir diens, maar aan die einde van die dag het selfs die wat heel laaste ingeval het en net 'n uur gewerk het, het 'n hele dag loon ontvang. En dan weer eens sien jy die jaloesie. En dan sê Jesus: "Hey, ek kies om goed te wees vir almal. En moet jy nou nie afgunstig wees en jaloers wees oor hoe ek kies om my liefde en my goedheid uit te deel nie." En dit is so 'n mooi beginsel vir ons wat in die bediening is. Dink baie keer weet myself, ons is lank in 'n bediening en dan skielik kom daar 'n nuwe bediening wat net baie meer suksesvol is en ons is ou so 'n bietjie jaloers. Dink jy, "Ag, ek het so hard gewerk." Nee, ons is bly en dankbaar wanneer siele hoegenaamd gered word en wanneer mense by die Here Jesus Christus uitkom. Dis die seën vir ons almal is dat God meer kinders vasmaak nie in sy hemelse koninkryk. Spreuke 28:22 sê natuurlik ook iets van hierdie evil eye. Ek moet dit vinnig uitlig want dan gaan almal weet waarvan ek praat. Dat hoogmoed en jaloesie of miskien tog nie hoogmoed nie, jaloesie en afguns het maar daai oog. Dis 'n sin, die oomblik wanneer jy sien iemand kry iets wat jy nie kry, en dan kyk jy en daai evil eye is waar jy hom die vinnigste sien en dan wil die Here met daai oog deel, sy hart dan
oog dan donker is, hoe donker is die hart nie. Nou, wat is God se teenmiddel, die Bybelse teenmiddel teen afguns en jaloesie? Eerstens, ek dink dit moet maar heeltyd gesê word, die gekruisigde lewe. Galasiërs 2:20 sê, ek is saam met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar die lewe van Christus wat ek nou leef, lewe ek nou in die geloof. En dis vir my net so mooi, nee, dat ons het nie rede om vir enigiets met enigiemand te kompeteer nie, want ons leef nie meer nie. Ek het nie meer status of eie belang, selfbelang, wat hoegenaamd van waarde is nie. Ek het my lewe neergelê. Die lewe wat ek nou lewe is die lewe van Christus. En ek dink as ek net dit al klaar sê, gaan die meeste kan sê, "Sjoe, amen, daar's hy nou." Want hoogmoed en afguns is maar 'n werk van die vlees, soos ons dan vroeër gelees het, Jakobus sê, dis 'n aardse, vleeslike werk van die hart van die mens. Psalm 32 vers 1 sê, "My hart is nie hoogmoedig nie. Here, my oë," hoor jy daar, die oog is nie trots nie. "Ek bemoei my nie met wat vir my te groot is of te moeilik is nie, maar ek het kalmte en rus gekry, soos 'n kindjie by sy moeder is, soos ek in my gemoed." Dis 'n pragtige beeld van hoe ons elkeen eerstens altyd God se kinders is. Voor ek 'n apostel, profeet, evangelis, leraar, herder, leier, wie ek ook al dink ek is ek heel eerste net 'n kind wat op God se skoot kan sit. As God dan vir my is, en anders hy my op sy skoot toelaat, hey, why would I really care about the success of others? En weer eens, dis terug na die kinders wat so kan stoei oor wat hulle kry, die kinders wat die naaste aan die ouers se hart beweeg. Dis tog waaroor dit gaan, is dit nie? Nie oor dinge kry en dis om vir iemand lief te wees. En dis natuurlik ook die volgende punt. Ware opregte liefde. 1 Korintiërs 13:4 sê die liefde is nie jaloers nie. Praat nie groot nie, is nie opgeblaas in die handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie verbitterd nie, reken nie kwaad nie toe nie. Dink gou siblings, so gou, mamma, kyk wat het Boetie nou gedoen. Om mekaar in die slegte lig by ons ouers te bring. Nee, as ek werklik vir my Boetie en sussie lief is, verdra ek hulle, vier ek, is ek bly, is ek daai viering, daai celebration, wanneer dit met hulle goed gaan, wanneer hulle iets reg kry, wanneer hulle beloning ontvang, is ek saam met hulle uit my hart uit, bly en dankbaar. Ek is vir hulle so baie lief. En dit behoort die hart van liefde, die hart van God in ons harte te wees. Derde punt belangrik is sien die groter prentjie. Sien dus dat wat ons hier lees in 1 Korintiërs 3, ek het geplant, Apollos het nat gemaak, maar God het laat groei. Met ander woorde, in God se koninkryk is geen een van ons die Messias weer nie. Daar was net een Messias en sy naam is Jesus Christus, maar elkeen van ons het 'n bepaalde rol. Ook in die bedieningswêreld gebruik die Here manne en vroue op verskillende maniere. En daarom kan ek terugstaan wanneer my tyd verby is om 'n ander een 'n kans te gee om die bedieningsrol of bedieningsfunksie te verander en nou kan iemand anders te inkom. Hierdie groter prentjie denke verlos jou en bevry jou heeltemal van hierdie persoonlike, individuele jaloesie en afguns. Die laaste een en waarmee ek bietjie moet tyd spandeer is natuurlik vergenoegdheid. Vergenoegdheid is die teenmiddel, die Bybelse teenmiddel teen afguns en jaloesie. Filippense 4 vers 11. Nie dat ek dit uit gebrek sê nie, want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Ek weet om verneder te word, ek weet om oorvloed te hê in elke opsig en in elke ding is ek geonderrig om versadig. Hoor gou mooi, hy het dit geleer, maar hy is geonderrig om versadig te word sowel as om honger te ly en oorvloed te hê sowel as om gebrek te ly. Met ander woorde, vergenoegdheid is iets waarin hy gegroei het, wat hy ontwikkel het, hy's daarin geonderrig, soos wat jy wiskunde leer, so leer jy om vergenoeg te wees, om met min tevrede te wees. Onlangs gesels ek met iemand wat sê, haar moeder wat daar in Gary's wêreld groot geword het, altyd gesê, of in die veld is, of in die huis is, of in 'n karavaan is, of in 'n edelman se ryk huis is, moet jy genoeg hê daar om jou gelukkig te maak. Jy moet nie nog meer probeer hê en dink dit gaan jou gelukkig maak nie. Maak jou gelukkig met die klein dingetjies wat jy het. Wees met ander woorde, byvoorbeeld gelukkig met alleen wees, met niks.
Wees tevrede net met jouself. Daar's 'n paar mense wat met daai sukkel. Altyd iets doen, altyd sê om ver genoeg te wees. Nee, wees net ver genoeg. Haal asem, geniet die asem, geniet die lig, geniet die skoon lug, geniet die natuur van waar jy ook al is. Hou jouself besig. Verskoon tog met waar jy jouself ook al besig hou. Daarin leer jy vergenoegdheid. Die volgende gaan lees kom van gedagtes wat Andre Pelser geskryf het. Hy sê tevredenheid is 'n innerlike genoegsaamheid van goddelike vrede ten spyte van uiterlike omstandighede. Vergenoegdheid is om te verstaan dat ek nie tevrede is net met wat ek het nie. Skus tog, hy sê om te verstaan dat as ek nie tevrede is met wat ek het nie, ek ook nie tevrede sal wees met wat ek nie het nie. Kom ek herhaal. As ek nie vrede gemaak het met wat ek het nie, gaan ek mos nooit tevrede wees met dit wat ek nie het nie. So leer daai plek om tevrede te wees met dit wat jy het. Ons het dalk nie soveel nodig as wat ons dink nie. En ons is nie geregtig op ons begeertes nie, daai gees van entitlement. Jy verdien niks. Jy's entitled tot niks. Jy het geen regte nie. Jy leef nie meer nie. So vergenoegdheid vereis dat ons waardeer wat ons het. Vergenoegdheid is nie dieselfde as om vir minder te skik nie. Dis die innerlike genoegsaamheid ten spyte van die omstandighede om te weet dat jy's dankbaar en jy tel jou seëninge. Een van die lesse wat ons gedwing word in die lewe is om hierdie vergenoegdheid te leer. Daarom weer eens, ons moet dit al vir ons kinders begin leer. Nie net alles vir hulle koop nie. Want waar gaan hulle hierdie vergenoegdheid leer? En dan wanneer hulle ouer is, getroud is, dan is hulle aaklige huweliksmaats. Hulle wil net hê en hulle moet die hele tyd iets doen om gelukkig te wees, want hulle het nog nie daai innerlike vrede in hulle self gevind nie. Gaan afsluit. Dat wanneer ons praat oor vergenoegdheid en sommer net hoe die lewe werk, wil ek dit vir jou maklik maak. Hulle sê altyd first things as jy cameraman is dan always frame the image in your frame the image in die kamera. Golf kop af, fietsery is daar sekere cadence wat jy kan hou, muurbal is daar sekere maniere die bal moet slaan op die raket. Alles in die lewe het hierdie sweet spot wat ons moet regkry. Ek wil waag dat 'n sweet spot wat jy nou mag kan onthou om vir altyd, die meeste van die tyd, afguns en jaloesie te oorwin, is daai ou liedjie wat ons gesing het. Tel jou seëninge, tel al een vir een. Sien, wanneer jy hierdie gedagte in jou kop het, wanneer jy sien iemand het in jou motor ingebreek. Tel jou seëninge, tel al een vir een. Dan dink jy, "Joe, hulle het my motor ingebreek, maar die motor is nog hier." Ek het 'n popwiel, maar ek kon my motor afgeskryf het. Tel jou seëninge. Wanneer jy dink aan wanneer iemand anders te geseënd raak, tel jou seëninge. Dink aan hoe jy geseënd is en hoe die Here jou alreeds geseën het. Kan jy sien deur te onthou en daarin te dink en die Here te loof soos Paulus en Silas in die tronk is die sleutel nooit jaloesie en afguns in jou hart toe te laat nie. Mag die Here hierdie ingang van sy woord in jou hart seën. Ek dink laastens moes almal van ons wat vandag luister, veral die wat suksesvol is, het al iewers beleef dat iemand lelik is, afsydig, koud en besitlik op jou, vir jou laat skuldig voel as jy hulle nie die aandag gee nie, jou laat skuldig voel oor jou rykdom of dit wat jy jou sukses wat jy bereik het. Dan wil ek ook vandag saam met jou dat ons net soos wat Jesus gedoen het. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Spreek hulle vry. Ons gaan ook nie toelaat dat net soos wat afguns en jaloesie 'n vorm is van 'n wrokkoester, is 'n vorm van offens wat in die hart kom skuilings vind, gaan ons ook nie toelaat dat daar in ons harte offens kom as gevolg van ander se jaloesie en afguns nie. Vir my interessant want ek met boere praat wat groot hoeveelhede mense bestuur. Dan hoor ek baie keer wanneer jy byvoorbeeld 'n werker wil aanstel tot 'n hoër posisie dat hulle nie daarvoor kans sien nie. Hulle sê nee meneer, ons wil nie die posisie hê nie want ons sien nie kans vir die mense se jaloesie nie.
Jaloesie is 'n lelike ding in ons gemeenskap. En daarom hierdie boodskap en mag vandag se woorde en mag die ingang van sy woord lig bring in jou hart, maar ook lig bring in ons gemeenskap, in ons dorp en ook in Suid-Afrika. Genade en vrede vir jou. Ek wys geweer daai skakel van ons. Daar's hy, ons het 'n nuwe webtuiste en dit is vir ons 'n voorreg dat jy daar na preke kan gaan kyk. Jy is ook baie welkom dat as jy graag 'n bydrae wil maak aan ons bediening en gemeente en die werk wat die Here ons gee om te doen, is jy baie welkom. Jy kan net daai QR-kode daar op jou skerm reflekteer, kan jy gou scan en sommer daar op jou foon kan jy 'n bydrae maak. Jy's baie welkom. Mag die Here jou ryklik seën en mag ons so vol wees van God se liefde, want dan weet ons en ons onthou van sy seëninge, God se seëninge wat hy vir ons gegee het. Genade en vrede vir elkeen. Totsiens.